sy nie geskaam om my al sy mense hou. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat hy met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heelmaak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat hier baan. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Vriende, as ons saam bid in die gebedsversoeke boek vra hulle, bid asseblief vir Andries Bresler, wat binnekort vir 'n kniegvervanging, wat 'n kniegvervanging gehad het. Baie dankie. So knieg is 'n rowwe enetjie. Vat my vrou het 'n klomp maande gevat voor hy herstel en volkome begin werk het. So ons dink aan Andries en sy vrou Magda. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, U is die almagtige God. U is die lewende Here. U is ook die teenwoordige God in elkeen van ons se lewens. En ons loof en ons prys U naam op die ganse aarde, want U liefde en U genade is te groot vir ons om te verstaan. Ons is baie dankbaar, Here, dat ons deel kan wees van U drome hier op die aarde. U het ons deel gemaak van U familie, U kinders gemaak, U het ons die voorreg gegee om kinders van U genoem te word. En U het vir ons gesê, ons kan U ons Vader noem wat in die hemel is. En U verwag, Here, dat ons in kontak met U sal lewe elke dag. Baie dankie dat ons 'n gemeente het hier in Hartbeespoort saam met duisende, honderde ander gemeentes wat elke Sondag bymekaar kom en die lof besing, op verskillende maniere kerk hou en gelowig wees. En ons is soms raak ons net te besig in hierdie wêreld, Here, met alles wat ons moet doen, dat ons nie tyd het vir onsself en vir ons familie en vir U nie. En ons dink, Here, ons kan alles uitfigure, maar ons kry dit nie uitgefigure nie. Soms bedreig die wêreld ons, dan is ons maar bangerig. Soms raak dinge net te veel vir elkeen van ons, en dan soek ons kort uitkomste en vinnige uitkomste, maar dit werk nie altyd nie. Ons wil graag, Here, vir elkeen wat worstel aan U opdra. Daar is baie mense wat siek is, wat onder behandeling is, en wat dit nie lekker is as ons siek is nie, Here, as ons welstand agteruit gaan, dan is dit nie vir ons lekker nie. Ek bid, Here, dat elkeen sy genesing deur die lewende God sal kry. En dan vir almal, al die probleme, Here, daar is soveel mense wat worstel, baie mense met werkloosheid, party mense met moeilike besluite wat hulle moet neem, en verhoudings, daar is soveel dinge wat moeilik is vir mense om te hanteer. Bid ek dat elke mens by U sal kom staan en by U voete sal kom staan en sê, Here, help my, gee vir my oplossings. En laat ons dan weet, Here, U verhoor ons gebede, U hoor ons gebed as ons bid, en U help ons. U is Immanuel, God met ons.
Seën ons vandag met 'n boodskap uit die Vader hart uit. Ons bid graag vir die wêreld, Here, wat lyk asof dit ten gronde gaan, al die oorloë en chaos wat daar in die wêreld heers. Die verskillende sterk moondhede wat geopponeer is teen mekaar en die politiek wat alles beïnvloed. Bid ons, Here, dat mense sal begin sien dat vrede is 'n gunstige uitkoms. En vrede is wat ons nodig het in die hele wêreld. Ek bid, Here, dat U ons sal help om vrede te bewerk en dat leiers in die wêreld met groot verantwoordelikheid sal begin optree en omgee vir mekaar. Bid alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ek wil vanoggend gesels, die tema is, leen jy ook jou ore uit? En die ding is, die ding is, elkeen van ons wat hier so in hierdie gebou sit vandag, is skuldig hieraan. Want ons luister na daar's soveel stemme om ons. En jy leen maar jou ore uit. Partykeer leen jy hom uit vir jou vriende. Dan sê vir jou vriende vir jou iets, dan leen jy jou ore uit, dan luister jy vir hulle. En dan is dit nie goeie nuus vir jou nie. Partykeer leen jy dit uit. Ons luister eenvoudig net mooi na alles om ons. Ons luister na die wêreld. Ons luister na ander wêreldleiers wat nie as ons regeringse leiers is nie. Ons luister na die duiwel. Die duiwel maak ons tog so bang. Ons hardloop vir elke ou dingetjie, hardloop ons op en af vir die duiwel. Ons luister na kritiek. Ons luister na oppositie, ons luister na ons vyande. Ons luister net mooi na enige iemand. Want ons luister definitief nie na God se stem nie. En God praat met ons. En die vraag is, wanneer presies het ons besluit, die kerk besluit, ons gaan nou nie meer na God luister nie, ons gaan nou na die wêreld begin luister, en na die duiwel begin luister, en na al die ander goed begin luister. Want as jy na enige mens toe gaan en jy vra vir hom, dan glo hy baie dinge wat nie waar is nie. Mense glo, hulle is lelik, of hulle is vet, of hulle is dom, of daar's soveel dinge wat mense glo, wat nie noodwendig waar is nie. Maar wat mense net deur vergelyking aanneem, dit is dalk waar. En baie mense glo hulle is nie goed genoeg nie. Hulle is net nie goed genoeg vir die wêreld nie, want die wêreld wil so dat ons moet so voel. En as jy na die wêreld kyk, al die wêreldprobleme wat daar is, noem dit nou maar op, wat dit ook al is, daar's baie wêreldprobleme, maar baie van hierdie goeters is omdat mense hulle ore uitleen aan ander bronne. En dan glo hulle goeters wat hulle nie moet glo nie, en dan begin hierdie probleme ontwikkel. En mense sê vir hulle, dit sal beter raak as jy dit substans byvoorbeeld gebruik. So jy begin allerlei dinge glo. Selfs die oorloë is gebaseer op liegstories wat mense verkondig. En hierdie goed kom maar in die Bybel, sien ons baie voorbeelde daarvan. Dit begin in die begin by Genesis 3. Begin het toe die slang vir Eva gesê het God regtig dit gesê. Toe God vir Adam en Eva gemaak het hulle met definitiewe waardestelsel geskep en vir hulle seker goed gesê. Maar toe kom die slang met 'n halwe leuen of 'n halwe waarheid en hy sê vir Eva, het God regtig dit gesê? Dink mooi daaroor, het God regtig dit gesê? Het dit regtig dit beteken wat jy dink dit beteken? So hy het vir eenvoudig basies kom sê, jy is nie goed genoeg nie, maar as jy van hierdie appel eet, dan sal jy goed genoeg word. Dan sal jy slim wees, en jy sal nie kan doodgaan, en jy gaan al hierdie ander goed kry. En toe glo sy hom. Maar die feit van die saak is, God
het vir Eva, as jy mooi gaan dink wat in Genesis 1 vers 26 al staan, 27 is, God het die mens gemaak na sy beeld, na sy gelykenis. Ons is soos God gemaak. En net in vers 27 staan daar, die mens is gemaak as God se verteenwoordiger. Ons verteenwoordig God hier op aarde. Nou met daai kennis, jy's na God se gelykenis gemaak, en jy soos God, jy verteenwoordig God, kom die slang by jou en sê, nee, wow. Nou glo ons die slang. Dis hoe ons vandag nog lewe. Ons glo allerhande ander simpel goed. Hier's 'n voorbeeld van in die tyd van die konings, hierso 1000 voor Christus tot 700 voor Christus was die konings. Dan staan daar baie, veral as jy vir die Israeliese volk lees, die koning het gedoen wat sleg was in die oë van die Here, so sy pa. So daar's 'n groot geloof onder die wêreldmense, dat jy maar, die appel val nie ver van die boom af nie, dat jy maar soos jou familie is. So gewoonlik doen ons dit as jy foute het, dan sê maar, ag, het man van my pa afgekry. Maar die ding is, dis nie waar nie. Jy kan nie net, jy is nie net 'n produk van jou pa nie. Jy is ook nie net 'n produk van jou ouer huis nie, of 'n produk van jou kultuur. Jy is nie sommer maar net 'n produk nie. God het jou nuut gemaak en hy wil jou nuut maak. Hy sê baie keer in die Bybel, ek maak jou 'n nuwe mens. Romeine 12 sê, ek sal jou verander deur jou denke te vernuwe. God wil jou verander, soos hy wil hê jy moet wees, soos jy glo jy kan wees. Ag, Francina, het jy 'n papwieletjie gehad? Sy akkar het gebreek, en sy het dit dan gemaak. Maar ek bid dat jou kar die dinge sal uitsorteer. Andrew moet my net hier kom help, want hierdie programmetjie van hom werk nie lekker nie. Kom ons, ek lees maar daar. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die Bybel in Romeine 8 vers 1 sê vir ons, as jy 'n Christen is, as jy gelowige is, jy is 'n Christen, daar is dus nou geen veroordeling meer nie. Hoekom dink alle Christene, hoekom is, Andrew, asseblief, hierdie ding werk nie saam met my nie. As jy net hiervoor kan kom kyk. In elk geval, die Bybel probeer vir ons sê, as jy gelowige is jy onder geen veroordeling meer nie. Maar ons dink, ek en jy as Christene dink, jou sonde vat jou hel toe. Hy is besig om die hele tyd te loud, so ek kan hom nie. Baie dankie. Ekskuus tog. Daar's 'n groot geloof onder mense wat glo jou sonde vat jou hel toe. Ek weet baie van julle glo dit. En jy moet eers, en ons almal leef so. Elke keer as ons bid, elke dag as ek bid, Here vergewe my sondes wat ek vandag gepleeg het. Die ding is, as jy teruggaan na Romeine 8 vers 1 toe, daar is dus nou geen veroordeling nie.
Ons verstaan dit net nie. Dis wat God vir ons sê. Julle is vrygemaak, nie omdat julle nie meer sonde doen nie, nie omdat julle nou ophou sonde doen het nie. Julle is vrygemaak omdat ek die prys betaal het vir al die sonde. Jesus se kruisiging het vir al die sonde klaar betaal. Dis finito. Dis klaar betaal. Maar ons hou aan glo ons sonde is soos 'n gelatine hier op valbuil hier op ons nekke. Een of ander tyd gaan ek te veel sonde doen en dan gaan ek die hel toe gaan. Almal van ons dink eendag gaan ek dit dalk nie maak nie want ek het te veel sonde gedoen. Die ding is Christendom het nie meer die ding van sonde nie. Dis 'n ander godsdienste. Hulle het issues daarmee. Christendom het dit mee gedeel. Dis klaar. So sê die Here wat jou gemaak het. Hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help. Moenie bang wees nie, my dienaar, mens wat ek uitverkies het. Die teologie is, God het elke liewe een van ons gemaak. In ons moederskoot gevorm. Maar ons glo, ons is 'n produk van die samelewing. Ons glo, ons is 'n produk van toevalligheid en wat ook al gebeur. Ons is sommer maar net, ons is per ongeluk. My maale het dalk per ongeluk saam geslaap, nou is ek gebore. Maak nie saak wat gebeur het in jou geskiedenis nie. Jy is nie 'n produk van toevalligheid en per ongelukheid nie. God het jou baie netjies fyn uitgewerk in jou moederskoot. Hy het jou gemaak. En die uniekheid wat jy het God gemaak. Hy het dit gemaak. Jy is jy, want dis wat God wou gehad het. Met jou persoonlikheid, met jou geaardheid, met jou foute, met alles wat jy het. God het jou gemaak. So jy gaan dit wat daar in jou stoel sit, is jy. Jy moet aanvaar, jy is jy. Jy kan 'n paar dingetjies beter doen en vinniger doen en mooier doen, maar jy is jy. En jy gaan jy wees, want God het jou gemaak. Ons lees in die Bybel, daarom broers moet julle goed weet wat julle aan julle verkondig word. Die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sondes. Dis dieselfde beginsel as nou. Ons glo in Jesus Christus wat ons vrygespreek het van ons sondes. Ons glo nie in een of ander model van heeltyd vergifnis vra, soos die Rooms-Katolieke. Jy moet elke Vrydag gaan jou sondes bely. Nou kyk, julle moet dit nou mooi verstaan. Vir my as mens, sielkundig, help dit om my sondes te bely. Om vir julle te sê ek het gevloek, vir julle te sê ek het droog gemaak. Dit help sielkundig vir my, ek voel ek ligter. Dis 'n sielkundige ding. Maar teologies, maak jou belydenis jou nie vry van jou sondes nie. Christus Jesus maak jou vry van jou sondes. Hy het jou vrygemaak van jou sondes. Die mense hou aan sê, as jy nie jou sondes bely nie, gaan jy nie vrygespreek word nie. Verder het sê hy, dink aan Jesus dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die ou wat saam met Jesus aan die kruis was, wat gesterf het. Julle ken nou die storie. Hierdie ou was 'n misdadiger, 'n verkragter, 'n moordenaar, wat hy ook al was. Hy het lelike dinge gedoen. Hy was nie 'n kerkganger of godsdienstig of gelowig of niks nie. Maar aan sy kruis sien hy, Jesus is die Here en hy kom tot geloof in Jesus Christus. En hy sê, Here, red my. En Joël het al gesê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan sê Jesus vir hom, vanaand is jy saam met my in die paradys. Maar die mense glo, die wêreld verkondig, en baie mense van julle glo so, eendag is eendag, dan gaan daar 'n oordeel wees. En dan gaan God sy boekie oopmaak, kom jy nou voor hom, Anton voor hom, en sê, Anton, jou sondelas is te groot, jy veroordeling, jy gaan ongelukkig nie hemel toe gaan nie.
Ek en jy, as jy in Christus is, jy gaan nou dood, sien jy vanaand die Here, dan is jy in die hemel. Jy gaan nie dood en gaan wag by die vuur van vage vuur vir 300.000 jaar, totdat almal doodgegaan het en die einde aangebreek het. Dis nie so nie. Want dink mooi daaroor, as jy doodgaan, is jy in 'n dimensie wat nie tyd het nie. Daar's nie tyd nie. In elk geval, daai ou wat in die kruis was, is Jesus vir hom gesê, vanaand is jy saam met my in die hemel. Dis verseker ek julle, wie die koninkryk van die God soos 'n kindjie ontvang, sal daar nooit ingaan nie. Dit staan in Markus 10, Matteus 18, kom ons lees Matteus 18 sinne ook, maar Jesus het gesê, wat staan die kindertjies, jy moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is vir kindertjies, mense soos hulle. Hierdie 2 verse, ek kan teruggaan na Markus toe ook. Almal wat ek ken, glo, jy moet glo soos 'n kind. As jy nie glo soos 'n kind nie, gaan jy nie gered word nie. En dit staan in die Bybel. Dit staan nie in die Bybel nie. In die Bybel staan daar, die koninkryk is vir mense soos kinders. Wat beteken dit? Kinders is afhanklik van hulle ouers. Sonder hulle ouers gaan hulle dood. Gelowiges is afhanklik van God. Sonder God gaan jy dood. Daar staan nêrens in die Bybel, en jy kan die Bybel maar gaan search, en jy moet glo soos 'n kind nie. Dit staan nie daar nie. Maar almal wat ek ken, glo, sê vir my, jy moet glo soos 'n kind. En dan moet jy nie krities wees nie, ons moet nie krities wees nie, ons moet maar net glo soos 'n kind. Moet nie krities wees nie, dis nie die waarheid nie. Maar ons hou aan ons ore uitleen, ons hou aan ons ore uitleen. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Christus het ons gemaak en ons geroep en ons deel van sy koninkryk gemaak. Mense, gelowiges glo, en dis almal van julle wat hier sit. God het net vir Anton geroep om 'n predikant te wees. Hy het my nie geroep nie. Ek is nie geroep om deel te wees van die kerk nie. Die diakens en die ouderlinge het hy geroep om diakens en ouderlinge te wees. Ek is nie geroep nie. Die probleem van die kerk, die gelowiges van vandag, is hulle glo nie hulle is geroep nie. Hulle glo net die predikant en die ouderlinge en die diakens geroep. Hulle doen al die werk en natuurlik Katie wat die pannekoek bak. Maar die res van ons is nie geroep nie. En dis nie die waarheid nie. God het 'n liggaamsmodel gemaak. Elke liewe een moet geld. En as jy dit nie glo nie, gaan nou na kerk en kap enige deel van jou eie liggaam af, die klein toentjie, of wat jy dink jy gebruik jy nie. Dan kom jy agter, as jy net 'n seertjie het op 'n plek wat jy dink nooit gebruik word nie, as jy 'n seertjie dan kom jy agter, daai ding raak elke dag oralste. Hiervan is ek oortuig. Niks kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Jesus Christus is. In Romeine 8 is daar 'n lang gedeelte van God se liefde is groter as die dood en groter as alles. En dit sluit aan basies by Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat almal gered kan word. Die ding is van God. God is nie lief vir jou of vir my omdat ek soet is en omdat ek gelowig is en omdat ek godsdienstig is en omdat ek kerk toe kom nie. Dis nie die rede hoekom God lief is vir ons nie. God is lief vir sy skepping, want hy het dit gemaak. Voor dag 7 was hy lief vir die skepping. Is eers op dag 7, dag 6 het hy die mens gemaak. Toe word hy lief vir die mens ook, want hy het dit gemaak. God is lief vir die wêreld, vir die mens, dat hy bereid is om enige iets te doen. God is lief vir jou.
En ek weet die wêreld sê vir jou nee, niemand is lief vir my nie, niemand hou van my nie, almal haat my, enige iets gaan my oorrompel, maar dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. In Hebreërs 13 vers 6 is daar 'n teksie wat sê, niks kan iets aan my doen nie. Niemand nie. Want God is my God. So niks kan jou val nie. God se liefde is te groot vir jou. So maak nie saak wie van ons sê nie. Die ding is van, as jy gelowige is, en jy is 'n Christen, dan is ons lewe volmaak. Want Christus sê, ek wil hê julle moet 'n lewe van oorvloed hê. Aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. Met ander woorde, alles wat gedoen moes word, wat jy dalk dink is nog nie gedoen nie. In die geesteswêreld is dit gedoen. Dis klaar, dis reg. Hy het dit gedoen. Hy het die prys betaal, hy het gesterf, hy is ter helle neergedaal, dood oorwin, en op baie Sondagoggend het hy opgestaan. En jy is vergewe. En in God se terme, onthou, daar waar God leef, is nie tyd nie. Dis nie 'n kwessie van dat jy is vergewe net vir die dinge wat jy in die verlede gedoen het nie. Jy is vergewe vir die dinge wat jy in die toekoms ook gaan doen. Die Here wil nie hê ons moet verkeerde dinge doen nie. Hy wil hê jy moet 'n gawe en 'n guns wees vir die mense om jou. Jy moet dit wees. Maar jy is vergewe, jy is vrygespreek, jy het die ewige lewe, jy is goed genoeg. Daar's geen rede om te lewe asof jy 'n geleende siel is vir hierdie wêreld. Die God het jou hier geplaas, hy het jou geroep. Elkeen van ons moet hierdie onderneming vandag aangaan. Sê Here, ek gaan nie meer van vandag af, my ore uitleen aan gemorsbronne nie, aan mense wat snert praat, aan die wêreld wat kwaad steek, aan alles wat net sommer, mense wat per ongeluk stupid dinge sê. Die ding is, as jy 'n Christen is, dan glo ons die woord van God. Alles wat God oor my gesê het, hy het my gemaak, hy het my geroep, hy gee my gawes, hy maak my vry. Daar's geen veroordeling vir my nie. Ek kan sy kind wees, ek kan hom my vader noem, ek kan 'n nuwe pad saam met hom stap, want hy maak my nuut. Want in Christus is ons almal nuwe mense. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is so jammer, Here, dat ons ore uitleen aan die wêreld, aan verkeerde teologie, aan verkeerde kenniskonstrukte van God en van die duiwel, en van soveel dinge wat ons bang maak in ons hiet en gebied. En U, ons Vader wat in die hemel is, U het soveel dinge oor ons te sê, wat ons nie glo nie. Help ons, Here, om te glo die woorde wat U vir ons sê, dit wat U oor en oor vir ons sê. Ons is U kinders, U is lief vir ons is vrygemaak, ons is nuwe skepsels, ons kyk vorentoe, ons het 'n lewe saam met U, ons gaan die ewigheid in U teenwoordigheid. Laat ons aan U waarhede vashou, Here, laat hulle ons kenniskonstrukte bepaal, dat daai waarheid ons lewens begin rig, sodat ons nie vir elke vals stukkie kennis begin rondspring en bang word en in vrees lewe nie. Ons dankie, Here, dat U woord so sterk in ons lewens is. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, is daar enige iemand wat iets wil sê, dalk wil vra? Ek herinner julle net aan die jeugverkoop ons skerry en reis ook hierna. So as alles klaar is,
gaan ons curry en rys verkoop. Daar's nog cupcakes vir R10 oor. My vrou het 'n boekie agter vir R15. Wat kos? Hoeveel? R100. Sorry, ek het 'n foutjie gemaak. Vriende, kom ons gee 'n geleentheid vir 'n dankoffer. Ons het die celebrities gevra om vandag ons te help met die offergawe. Vriende, kom ons sluit af met 'n slotlied terwyl ons staan saam met Hillary. van die lewende Here se genade, sy liefde is met elkeen van julle en gaan glo die woord van God. Amen.